21 minute oor 6 op hierdie Dinsdagoggend. Nou ja, die FHK Skryf het liedjieskryf kompetisie is die ideale geleentheid vir aspirant liedjieskrywers om raak gesien en gehoor te word. Ek gesels nou met die beoordelaars van die kompetisie, Koert Groblaar, Pieter Smit en Michiel Roots. Manne, baie welkom vir die vroeë oggend. Julle lyk vir my vars. Ons is vars. Solank ek dit nie weer 'n keer hoef te doen hierdie week nie, sal ek dit hou, ja. Goed, baie dankie. Pieter, ek sien jou gewoonlik, jy weet, in die later deel van die aand. Ja. So ek moet sê jy lyk vars, man. Baie dankie. Ek lyk nie soos ek voel nie, maar Net so vinnig om ons kykers te herinner, jy weet, wat presies is die skryfkompetisie? Die liedjieskryf kompetisie is vir jaar geskep en dit ons vier die 100 jaar van Afrikaans en hier is 'n geleentheid vir nuwe jong kunstenaars om bietjie liedjies in te skryf en ons het 'n goeie toets gekry nou 'n bietjie van wat aangaan en om nuwe talente te ontdek en dit was 'n wonderlike proses om te sien waar lê die volk nou met hulle gedagtes oor musiek en so aan en wat ons wil doen is om bietjie meer diepte te skep en bietjie meer na die taal te kyk ook taalgebruik ook in liedjies en om dit is regtig net te kyk of die mense daarom nog in Afrikaans kan dink, nog in Afrikaans kan inskryf. Koert, en wat maak dit hierdie jaar nog meer spesiaal? Wel, hierdie jaar is ons nou die 100 jaar Afrikaans, wat ons nou amptelik, party mense dink Afrikaans is 100 hierdie jaar. Nee, dis nie so nie. Dis amptelik op die wetboeke as 'n nasionale taal, maar ons het nog die 150 jaar wat ook nou opkom met die GRA, wat ook nou herdenk word in Augustus. So dit is 'n groot jaar vir Afrikaans. En ek het nou dag getannie gehad wat ek vir haar sê, toe sê waarmee is julle besig? Ek sê ons is nou besig met die 150 jaar Afrikaans. Toe word daar oor so groot. Sê jy maar die tyd het gevlieg. Daar's nie nou dag nog 100 nie. So ja, jy weet dit is waar ons nou mee besig is. En dit is dan nou deel van hierdie hele liedjie se storie. Jy weet waarvoor ons nou dit skryf, waarvoor ons dit nou dat hoe kom ek sê waarvoor die kompetisie eintlik geloods is. Maar die plan is om volgende jaar met dit aan te gaan. So dis net 'n eenmalige. So dis 'n goeie afskop, ek meen met alles rondom die Afrikaans. Dis korrek. Pieter, jy wat ook al jare lank die ding op die verhoog en dinge doen en amazing songs al geskryf het. Waarna sal julle as beoordelaars nou spesifiek kyk in hierdie kompetisie? Pieter, as jy nou mooi kyk deesdae, gaan die meeste liedjies oor braaivleis, drank, die Bosveld en hy's daar 'n bietjie ander dinge ook waaroor mense kan skryf behalwe dit. En daar het 'n hele paar verrassings bygekom hoor. Ek moet sê ons heeltemal verras met 'n paar lekker pragtige liedjies, unieke liedjies het uitgekom het, unieke konsepte. Jy luister maar daarna. Jy luister wat die ou na die pakkie bring wat uniek is en sulke dinge. En jy kyk na lirieke. Jy kyk na 'n mooi wysie. Jy kyk dan want op die einde van die dag, daai wenlied moet ook verskyn in die FHK. Wat uitkom 2029 die nuwe FHK. So ons het daarom kyk dat ons nie enige snaakse liedjie daarin sit nie. Sal iets soos stukkie van 'n Merwe en skip jou Absoluut, ja. Hy kom sommer heel voor. Julle het seker al verskriklik baie inskrywings gekry toe. Ja, daar was heel party, daar was oor die 500 as ek korrek onthou, amper naby 600. 570. Ja, 580. 580. Ja, dit was verstommend baie vir die eerste keer. Ons nou almal geluister het. Ja. Moes julle? Ons moes. Is dit nie soos 'n potjie kos kompetisie wat alles dan natuurlik self begin klink? Mens op 'n stadium sit jy bietjie af aan die begin het so klink nou los jy net weer vir 'n ruk en dan gaan jy weer want dit is uitdagend. En het julle toe nou uiteindelik 'n top 10 aankon wys? Ja, ons het nou 'n top 10 gekry en die mense kan nou gaan stem, hulle kan op die webwerf gaan kyk, skryf kom ek dit .co.za en dan op die Facebook kan hulle ook gaan kyk en dan kan hulle ook stem per SMS en so aan, maar dit stop Vrydag. So en dan gaan die gurus, ons het 5 gurus, ons het Ampi, Nadine, Herman Kleinhans, Dani van Spoegwolf, John Belcher is hy is nie meer deel van die dit en Nadine, ja. So en dan gaan die top 5 liedjies word dan deur hulle gesing en gaan opgevoer word en dan gaan ons die volk weer kan besluit wie is ons topwenner. Manne, en wat is die elemente wat nou die swaarste gewig dra? Is dit die lirieke, is dit die musiek, is dit 'n kombinasie van iets? Daar moet tog iets wees wat as dit by 'n goeie liedjie kom uitstaan. Pieter, soos jy self weet, as jy na 'n liedjie luister, daai eerste 3 lyne. As daai eerste 3 lyne jou kan vang, dan weet jy kan hiermee werk. Maar dan het jy 'n paar lyne gehoor wat jy weet dit met alle respek. Ja. Daai goed met jou vang. Van die begin. Maar onthou, dis nie net ons 3 nie. Ons is 'n groot paneel wat die liedjies beoordeel. Daar's nog Salas, jy weet,
Salas is daarso is Anna Davel, daar's Janie Moelman, daar's Monica Marie, Lucas Marie se dogter. Daar's 'n hele klomp mense wat luister na die liedjies. Ek dink ons is 12 of 13. Ja, ek dink ons is Hoor jy 13, dat? ja. Julle was Hierdie is daar daar- op die vroeë oggend uitnodiging tand. Ja, ons was die dommes. Ons het die memo te laat gekry toe almal al 9-6 Hierdie liedjies wat julle nou beoordeel het van die top 10, is dit nou soos wat dit gaan gebeur of gaan daar nou nog 'n bietjie geworkshop word aan hulle ook? So hulle gaan nou werk saam met die gurus en dan gaan die gurus nou direk met die liedjieskrywers werk en dan gaan hulle 'n bietjie skaaf en weef aan die ding en dan gaan ons sien waarmee want dit met natuurlik nou by die kunstenaar pas ook, verstaan? Soos ja, so hulle gaan skaaf en weef, regte note kry. Dit mooi maak. Dis 'n lekker deel, is 'n lekker kreatiewe proses. Wat beteken dit vir julle ook om deel te wees van hierdie proses? So, dit is 'n reuse voorreg. Dit wys jy dat dank ergens is reg in jou lewe dat mense kan dink jy kan na mooi of 'n lelike liedjie luister, maar ek meen dit is maar net 'n reuse voorreg. Hoe lyk talent in Suid-Afrika? Geel, kort. Wel, ek moet eerlik sê, nie so wonderlik soos ons gehoop het nie. Die talent is daar, maar dit is sluimerend. Ek kom agter baie wat ingeskryf het, weet nie regtig hoe om 'n liedjie te skryf nie. Almal dink is maklik, dit is nie. En baie van hierdie liedjies het, soos ek sê, dis daai goed, dit soos die Karoo, dit gaan net aan. Daar is niks hy kom dan nêrens dinamiek nie. Hy gaan nêrens heen nie, hy begin ook nêrens nie. Maar dit is ook goed om dit te weet, want nou weet ons wat om te doen. En daar gaan nou definitief van volgende jaar, van die FHK se kant af, gaan daar skryfskole wees om hierdie mense te begin skool. En weet jy, dit is so belangrik want as ek nou sien met die skrywersgilde wat dit ook begin het en daardeur het hulle baie skrywers begin oplewer. En die Afrikaanse RSG wat nou die drama kompetisie het, hoe die dramas verbeter het. So ja, ek dink dis net wat ons moet doen. Manne, baie dankie vir die vinnige inloer. Ons gaan nou 'n heerlike koppie koffie saam met julle geniet. Sterkte en ek hou duim vas, mag die beste liedjie wen. En dankie dat julle ook julle passie vir Afrikaans en dit wat julle alles weet van musiek kom deel en oordra aan 'n nuwe generasie. Ja, baie dankie. En asseblief die publiek moet stem. Julle moet gaan stem, skryf .co.za, né? En Zeta, ja. Moet jy nie weggaan nie, ons gaan 'n bietjie later ook verder gesels en net hierna is dit nou tyd om die geldsaake te bespreek. So is van musiek na geldsaake, bly jy net waar jy is en onthou om te gaan stem vir die Skryf Dit liedjieskryf kompetisie.